Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer, hy kom weer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer, hy kom weer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer, hy kom weer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer. Ek het niks meer nodig nie, ek skuil net by hom, en ek wag dat hy weer op die wolke sal kom. Ek het niks meer nodig nie, ek skuil net by hom, en ek wag dat hy weer op die wolke sal kom. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur. Dis 'n geweldige voorreg om die woord van die Here vandag met jou te deel, en ek praat oor 'n baie noodsaaklike saak, en daarvoor lees ons Galasiërs 5 vers 22, bekend ook as die vrug van die Heilige Gees. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan nog een vers saam, 2 Tessalonisense 3 vers 16. En mag hy, die Here van die vrede, hier word hy genoem, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee, op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Daar is 'n droom in my hart, 'n wens, en ek wil vertrou, u wens dit ook, u begeer dit ook, dit is ook u droom, om voordat ons verhuis, om in die hemel by die Here te wees, of deur die dood, of deur die koms van Jesus op die wolke, wanneer hy sy bruidsheiliges wegneem, om nog hier op aarde, in hierdie lewe, alles te kan hê, wat God sê ons kan hê, en alles te kan geniet, wat God sê ons kan geniet, en alles te kan doen, wat die Here in sy woord sê, wat sy kinders kan doen. Is dit nie 'n wonderlike wens en 'n hoë ideaal, om op daardie vlak te kan kom, en op daardie vlak te kan bedien? Loof die Here vir u, wat al hoë dinge bereik het in die Here, en u moet daar bly, en ek dank die Here vir die mate van
goed wat die Here ook al in my lewe gewerk het en belê het. Maar hier is 'n saak vanmôre waaroor ek met u wil praat, en dit is naamlik om God se onversteurbare vrede ter alle tye te kan geniet en te kan hê, soos wat die woord sê ons dit kan hê. Ons lewe regtig in 'n tyd waar daar baie vrees is en baie spanning is. Ek dink aan daardie teksvers in Lukas 21 vers 26, wat hy sê dat die harte van die mense sal beswyk aan vrees weens die verwagtinge van die dinge wat oor hierdie wêreld kom. Geliefdes, ek sien dit hoe dat mense vrees e-posse aanstuur en ander wat met dieselfde vrees bevange is, dit weer verder aanstuur. WhatsApp, teksboodskappe aanstuur, goed wat hulle nie eers bevestig het of dit die waarheid is nie, maar dit word sommer eenvoudig net aangestuur, en die rede is net dit, dat vrees hul hart besit. Mag die Here vandag vir my en vir jou daardie onversteurbare vrede in ons hart gee, en ons geniet dit wat God sê in sy woord, ons kan hê en trouens moet hê. En ek vra dit vandag, het jy al gekom by daardie plekkie dat jy God se onversteurbare vrede geniet as gevolg van die verhouding wat jy met die Here het? Die intensiteit in jou verhouding is so diep en so eg en so goddelik dat niks jou kan versteur nie, niks jou op hol kan jaag nie. Jy nie gespanne gaan raak, onnodig gespanne gaan raak en vol paniek gaan raak en 'n senuwee-ineenstorting gaan kry nie, maar jy is so veranker in die Here. Jy weet dat God is met jou. Die Here het vir jou 'n werklikheid geword. Jy bekommer jou nie oor elke ou nietige ou dingetjie nie. Jy sê nie goed waaroor jy later bitter spyt is dat jy dit gesê het nie. Ervaar jy God se onversteurbare vrede. Die vrede soos Filippense 4 vers 7 sê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Onverstaanbare vrede. Daar is nie 'n rede dat jy vrede kan hê nie, want alles om jou is onvrede, maar jy geniet God, die Here van die vrede, se vrede. Die boodskapvertaling het Filippense 4 vers 7 soos volg: hierdie wete dat Jesus by jou is, en dit is die sleutel van God se vrede, die wete dat Jesus by jou is, om my, links, regs, voor, agter, bo, onder en in my. En die God wat in my is, sê Johannes 1 vers 4, is groter as die God wat in die wêreld is. En as ek dit weet, en dit het 'n wete by my geword, geliefdes, dan sal die gevolge wees. Hy sê, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosie weghardloop. Die Bible in Basic English says as follow: God's peace far beyond anything we can imagine. Wow! Ek bid jou toe, hierdie God se vrede, dat ons dit sal geniet in hierdie tyd van vele onvrede oor die aarde. Iemand het getuig en gesê, dat sy verhouding met die Here is so, dat al roep daar 20 mense tegelyk na hom uit alle rigtings, dan het hy die vrede van God in sy hart, asof hy op sy knieë staan en die Here aanbid. U weet, dit is nie tot God se eer. Wanneer 'n mens te kere gaan oor allerlei dinge wat jy hoor en dinge wat gebeur en dinge wat jou bedreig en dinge wat met jou kan gebeur, dat dit klink soos 'n afkop hoender of lyk soos 'n afkop hoender wat daar oor die plaaswerf gaan. Dat dit klink soos een wat onder die invloed op die straat begin skel en skree. Nee, maar een wat God se onversteurbare vrede het, juis wanneer daar druk is, vang die oog. En hulle herken ons as metgeselle van Jesus, soos in die dag van Handelinge. Het jy al by daardie plekkie gekom? Het jy sulke vrede,
onder alle omstandighede. Hoe bereik 'n mens daardie vrede? En daarvoor wil ek vir ons hier lees in Romeine 5, 'n half 'n moeilike gedeelte. Ek gaan dit lees en dan probeer 'n paar dinge daaroor sê. Romeine 5 vers 3 begin en sê, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk. Die een ding volg op die volgende. En die lydsaamheid beproefdheid. En die beproefdheid hoop. Vers 5. En die hoop beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kom ons probeer ietsie hieroor praat en dalk gaan van hierdie gedagtes u en my help vandag. Ons praat oor die verdrukkinge. In die Here gesien is verdrukkinge nooit doelloos nie. Hy sê dit bewerk vir ons. So as dit vir ons iets bewerk, geliefdes, dan beteken dit werk vir my, dis my diensknegt, dit doen iets vir my. 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukkinge, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons in alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dit bewerk vir ons die verdrukkinge, so dit dien 'n doel. Dis in die lig dat ons Jakobus 1 vers 2 moet verstaan as hy sê, ag dit louter vreugde, wat beteken gesuiwerde vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, wat beteken wanneer swaar tye oor jou kom. So dit is nie sommer net doelloos dat daar swaar tye oor ons kom nie. Swaar tye terwille van swaar tye nie. Nee, dit lyk vir my broers en susters dat Romeine 5 vers 3, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Wat is lydsaamheid? Dit is 'n ouerige woord wat nie meer so in die algemene taal gebruik word nie, maar ek gee 'n klompie sinonieme vir lydsaamheid. Dit beteken geduld, stille berusting, gelatenheid, geduldig met dinge. Bible in basic English, power of waiting. Die moderne mens kan nie wag nie, ons moes dit al gister gehad het, en sommer al 'n jaar gelede moes ons dit al gehad het, en almal is altyd oorhaastig, en die spreekwoord sê, die oorhaastige hond verbrand sy mond. Geliefdes, ons moet weer leer om op die Here te wag. Wag op die Here, sê die woord 136 keer in die Bybel. Verdrukkinge, swaar tye, leer dis vir my, help dis vir my, gee vir my krag om te kan wag. En te wag op die Here, daar is 'n gelatenheid in die Here, daar is geduld in die Here, daar is 'n stille berusting in die Here. God is in beheer, ook in hierdie swaar en hierdie moeilike tyd. Die Here is besig om iets te gebruik, om my te lig, om my op te lig. En die lydsaamheid wat dan nou geduld beteken, geduld met dinge, bring ons by die volgende stapie, naamlik beproefdheid. Beproefdheid van karakter. Ek is op die proef gestel en ek het dit deurstaan. Ek het beproefdheid bereik. Die boodskapvertaling vertaal dit en sê 'n sterk Christelike karakter bereik. Die stryd, die lydsaamheid gee vir my 'n sterk Christelike karakter. En dan bring dit my by die hoop. Deur dik en dun te glo, sê die boodskap vertaling. Ek vra geliefdes, het jy al daar gekom? Want as jy al daar gekom het, het jy God se onversteurbare vrede in dik en dun. Het jy hoop en vertroue, God sal my weer deursien soos die vorige keer. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde. Kom ons neem die bekende verhaal van die 3 vriende in die tyd van Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego. Vat ons terug na die tyd van die ballingskap, Israel uit hulle land uit weggevoer, en hulle is blootgestel aan al die heidense gebruike en rituele en feeste. En so het koning Nebukadneser 'n groot beeld laat oprig
en daar is 'n groot fees gereël om al die dinge in te wy, en op sy bevel sou daar dan musiek gespeel word, en wanneer die musiek speel, moes almal buig om die beeld te aanbid. Maar hierdie 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, wat God vreesende Jode was, wat God gedien het, jonge seuns, het geweier om te buig. Die feesgangers wat moes aanbid, sy oë was oop en het gesien, hier staan hierdie 3 Joodse manne soos seer duime uit. Hulle word daar gegryp en hulle word gebring voor Nebukadneser wat daar sit en al sy swier, en nou moet u hierdie prentjie sien, sy hoogwaardigheidsbekleers is daar, sy soldate daar in volle wapendrag staan daar gereed, sou hulle die bevel kry om iets te doen. En Nebukadneser gee hulle die afranseling van hulle lewens, en sê, julle bogsnuiters, wie dink julle is julle? Ek het 'n bevel gegee dat almal moes buig wanneer die musiek speel voor daardie beeld, en hier staan julle regop, wie dink julle is julle? En ek kan my voorstel, man, soos 'n regte weermag samajoor, die snor, die wip en die kleure is pink en pers en blou, en hy is so kwaad, hy spoeg omtrent daar op hulle van woede en kwaad. En hy sê, as julle dit waag om het weer te doen, julle kry nog een kans, en sou julle dit nie doen nie, is julle vuur oortoe, en dit is verby met julle, het julle gehoor? Maar hoor nou, hier staan hierdie 3 manne, hulle het alle rede om baie bevrees te wees. Hulle het alle rede dat die kniekoppe nou teen mekaar moet beginne kap. Maar wat antwoord hulle die koning? Daniël 3 vers 16. Hulle sê, doodluiters, bedaard, met durf, met moed, met God se onversteerbare vrede in hulle harte. Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Hulle sê, dit is ononderhandelbaar. Ek lees vir ons, vers 17, as onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Hulle sê daardeur, as God dit kan doen, en dit is mos so, God kan ons verlos uit alles uit, dan sal hy dit doen. Maar dis nie waarop hulle wil staan so seer nie, as dis in die Here se hande. God sal besluit, God sal bepaal, hy alleen is magtig om dit te doen. Maar hier kom hulle aandeel, en dit is naamlik wat vers 18 sê van Daniël hoofstuk 3, maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Kalm, rustig, beheerst, bedaard, vastberade, met God se onversteerbare vrede in hulle harte. Hulle het by daardie plekkie gekom, gebrei deur omstandighede, en wys net jong mense kan ook by daardie plek kom, waarin hulle God se pad geloop het, gesien het, hoe dat die Here kan verlos, en die Here uitkomste kan stuur, volkome vertrouende op God, met God se onversteerbare vrede. Klink dit vir u soos mense wat hartkloppens het, en wat hysteries aangaan, wanneer ietsie gebeur? Glad nie. Hulle sê daardeur, ons is in God se veilige hande, en ons sluit daarmee af, en ons sit daar 'n punt. Nou koning, maak wat jy wil. Ons is in God se hande. Jy kan niks aan ons doen nie, as God dit nie toelaat tot sy verheerliking. Geliefdes, kom ons bid dat ons by daardie punt sal kom, soos daardie 3 jong Joodse manne was. Kom ons dink weer oor Daniël in die leeukuil. Net weer so vir u herinner aan die storie, die agtergrond. In aandrang van die koning se hoë lui, moes die koning 'n wet maak, maar dit was maar net 'n rookskerm, want hulle wou vir Daniël in die hand kry. En dikwels is daar altyd agter die storie 'n storie. En hulle gedagte was dan, sodat hulle vir Daniël vas kon kry, en hulle vir Daniël uiteindelik in die leeukuil kon laat beland. En soos moes die koning 'n wet maak, dat niemand mag bid in daardie tyd, binne 30 dae,
maar alleen mag hulle die koning raadpleeg. Daniel het God se onversteurbare vrede gehad, het hom nie daaraan gesteur nie. En Daniel het voortgegaan soos wat hy altyd gedoen het, soos wat hy gewoond was, soos wat sy gewoonte was. En hy het juis gaan bid en daar moes hulle kom om hom te arresteer. En hulle bring hom voor die koning en nou het hulle hom vas op die koning se eie wet wat hy gemaak het. Maar Daniel staan daar, ag, miskien het hy so 'n koortjie in sy kop geneer. I've got peace like a river, I've got peace like a river. Hallelujah, prys die Here. This peace that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. As jy God se vrede het, geliefdes, dan lyk dit vir my, niks en niemand kan dit wegneem nie. Nie 'n vuuroond nie, nie 'n leeukuil nie, nie 'n koning wat briesend is nie, niks en niemand nie. Loof die Here. Die koning is eintlik duidelik aan Daniel se kant en hy besef hierdie klomp, hoe lui het hom in 'n ding ingepraat. En hy pleit hierdie kant toe en daardie kant toe en hy besef, hy is vas op sy eie woord en die wet wat klaar opgestel is. En toe hulle daar vir Daniel so uitsleep daar, toe is sy laaste woorde nog so aan Daniel, so 'n laaste afskeidsgroet, Daniel 6 vers 17, mag jou God wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. Contemporary English version says, you have been faithful to your God, and I pray that he will rescue you. Eintlik profeteer hy sonder dat hy bewus is daarvan. Volgens die rabbi Joseph Ben-Gurion het gesê daar was 10 leeu's gewees en hulle daagliks 10 skape plus menslike liggame afgegooi in die leeukuil vir die leeu's om daarop te leef. Maar in daardie dag wat hulle vir Daniel so ingooi, het hulle die leeu's uitgehonger, juis met die doel, daar moes nie 'n kans wees dat Daniel kan ontsnap aan die kloue en die kake van die leeu's nie. Maar wat vind ons, geliefdes, onderkant die grond, as ons nou so 'n lyn moet trek, hier onderkant die grond, in die leeukuil, daar wat Daniel is God se onversteurbare vrede. Daniel het die vrede van God in sy hart, en die bekke van die leeu's word gesluit, en veral wat ons weet, moes die kloue ook vasgeanker gewees het. Miskien was daar selfs ook vrede in die leeu's se harte, maar bokant die grond, die arme koning, hy kry swaar, daardie nag kan hy nie slaap nie, dan op hierdie sy, dan op daardie sy, alwaarin hy dink is aan Daniel, wat gebeur daar in die leeukuil, die stomme koning, ons moet hom eintlik jammer kry, hy is in groot paniek. Dis die enigste keer wat ons in die Bybel lees dat 'n man in die nag gevas het. Daniel 6 vers 19, die adrenalien, die pomp, die stomme koning. Toe die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie. En sy slaap het van hom weggevlug. En die volgende oggend vroeg is hy na die leeukuil en daar met 'n droewige stem het hy van bo af daar geskree na Daniel se kant toe, hier in Daniel 6 vers 21. Hy skree, Daniel, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vrees in staat om jou van die leeu's te verlos? Geliefdes, ons los die storie daar, jy ken dit goed. Daniel is ongeskonde en ongedeerd met God se vrede in sy hart daaruit getrek. En toe is al hierdie persone wat Daniel daar ingedruk het, toe is hulle afgegooi en die leeu se bekke het oopgestaan, hulle lewendig verslind en opgevreet. Ek dink aan 'n laaste geval, Petrus. Hoeveel maal het Petrus geslaap wat ons lees in die Bybel? Daar was die eerste maal wat hy geslaap het op die berg van verheerliking, toe Moses en Elia aan Jesus verskyn en 'n wolk hulle oordek het en hulle die heerlike blinkheid van die hemel oor hulle gehad het. En dan lees ons dat 'n slaap het Petrus oorval en terwyl daardie slaap hom so oorval en toe die wolk weg is en
En toe sê Petrus sommer onverantwoordelike dinge, praat hy onsin, hy het nie geweet wat hy praat nie. So hy was nog onvolwasse, daardie slaap wat net wys. Dan slaap Petrus weer in Getsemane, toe hy saam met Jesus vir 'n uur lank moes bid, en ons kan sê, dit is ontrouheid. En dan in daardie nag in die gevangenis in Handelinge hoofstuk 12, waar Herodes beplan het om vir Petrus die volgende dag om te bring, lees ons dat hy daar tussen die soldate geboeid slaap Petrus, want hy het die vrede van God in sy hart, onversteurbaar, so vas slaap hy, dat ons lees dat die engel moes kom en hom kom wakker slaan. Die diepe slaap van die Here was in hom gewees en op hom gewees. Handelinge 12 vers 7, met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker ensovoorts. Ek ken die verhaal, hoe dit die een wonderwerk op die volgende wonderwerk plaasvind, die kettinge val af en die deure gaan oop, en Petrus stap deur, selfs die uisterpoort aan die buitekant. Ons dien daarom maar 'n wonderlike God, 'n wonderlike Vader wat lief is vir ons, en 'n wonderlike Here Jesus, en 'n wonderlike Heilige Gees. Roem en prys aan die God, wat vrede in sy kinders se harte gee, en dit is wat ek begeer, en dit is wat ek vir jou begeer, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, terwyl daar geen vrede is nie, maar net vrees op hierdie aarde is. 'n laaste persoon, Martin Luther, daar word vertel dat Martin Luther word een nag wakker gemaak deur die duiwel, en al wat hy doen is, hy het net so omgedraai, en so opgekyk en gesê, o jy, en verder geslaap. Maar geliefdes, dis is wat ons moet doen. As die duiwel jou wakker maak in die nag, sê, o jy, en draai jou rug op hom, en slaap die slaap van die regverdige, en geniet die vrede van God, sy onversteurbare vrede. Kan ek vir ons net so ietsie lees, hier in die woord van die Here, waar die Here wil hê, ons moet wees. Filippense 4 vers 6 en vers 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word met God, vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jesus self sê vir ons hier in Matteus 6, en ek lees vir ons hier vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. 5 keer sê Jesus dit hier in 'n kort stukkie. Hy sê vir ons hier verder in vers 27, wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg. Vers 28, en wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. God gee dit aan sy kinders. Vers 31, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Hy sê, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vers 33, ek sluit af met vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ons vertrou op 'n lewende God. Ek vra, sukkel jy met God se onversteurbare vrede? Kan ek vir jou bid vandag? Gaan jy deur 'n spanningsvolle tyd, en 'n tyd van stres, en 'n tyd wat jy voel, jy het groot stryd in jou lewe? Kan ek vir jou bid? Sukkel jy om te glo dat Jesus jou liefhet? Sukkel jy as kind van die Here om te glo dat Jesus binne in jou woon deur sy Heilige Gees? Sukkel jy om te glo dat Jesus op die kruishout vir jou gesterf het, en dat vanuit daardie kruishout dood van Jesus daar vir jou redding gekom het? Sukkel jy om te ontspan? Ontstel elke ou dingetjie jou? Loop jy daar met 'n bloeiende maagseer as gevolg van spanning? Kan ek vir jou bid vandag dat God jou help, dat jy in die Here vrede sal vat en vrede sal kry? Sukkel jy om te aanvaar die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan?
Kom ek bid vir jou. Hemelvader, ek bid vir elke luisteraar wat vandag gebuk gaan onder spanning en stryd in sy binneste en 'n hart wat klop en 'n maag wat nie lekker is as gevolg van spanning. Dan bid ek nou, Here Jesus, dan ek bid Vader in die naam van u Seun Jesus, deur die kragwerking van die Heilige Gees, daar waar mense nou verkeer, waar hulle mag sit, waar hulle mag staan, waar hulle selfs in 'n hospitaalbed mag lê, dat die Here hulle nou sal aanraak, dat die Here hulle sal help, dat die Here hulle sal bystaan en al daardie spanning en stryd sal wegneem uit hulle harte en in die plek daarvan in hulle harte sal sit God se onversteurbare vrede en kalmte wat net die Here van die vrede en die God van die vrede kan gee. Doen dit, Here, deur 'n wonderwerk in die naam van Jesus. Ek bestraf elke mag van vrees in die naam van Jesus. En ek sê, gaan uit in Jesus naam. En ek spreek oor elkeen God se vrede en sy kalmte en sy rustigheid en sy besadigdheid in elke hart in Jesus naam. Amen. En terwyl ons so bidend is, dalk is daar van u wat Jesus nog nooit aangeneem het as verlosser en zaligmaker. Hoe kan jy naaste by vrede hê as jy nie die prins van vrede in jou hart ingelaat het nie? Bid dan ook hierdie oorgawe gebed om jou hart vandag vir Jesus te gee. En outomaties as Jesus inkom, gaan jy sy vrede ervaar. Bid en sê dan, Hemelse Vader, ek kom na u, ek wil so graag u kind wees. Was my in die bloed van Jesus wat hy gestort het op die kruishout, om my vry te koop, om my los te koop. Ek bid nou, Jesus, kom deur u kosbare Heilige Gees, kom woon binne in my hart. Maak my u kind, delg my oortredinge uit, skryf my naam in die boek van die lewe. Help my om u te volg, om u te dien met my hele hart en alles wat in my is. Ek bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen.